Ons topstorie vandag is dat haatspraakklagtes die afgelope jaar by die Gelykheidshof skerp gestyg het. So haat Suid-Afrikaners mekaar. Goeiemiddag. Die Departement van Justisie sê in hul 2014-15 jaarverslag dat haatspraaksake met 36% toegeneem het. 328 sake is aangemeld, 86 meer as die vorige jaar. So, wanneer word 'n belediging haatspraak? Dit moet duidelik wees dat jy beledig word of jy sleg gesê word vanweë jou ras of geslag of seksuele oriëntasie. Dis die eerste vereiste. Die tweede vereiste is dan, jy moet kan bewys dat daar 'n redelike persoon sou dink dat daar bedoeling was by die persoon wat jou nou gekrenk het, om jou te krenk of om geweld teen jou aan te wakker, omdat jy sê nou maar swart is, of omdat jy 'n vrou is, omdat jy gay is, ensovoorts. En wat kan haatspraak jou kos met betrekking tot boetes of 'n straf? Enigiets wees van 'n geldelike bedrag wat aan die persoon wat gekrenk is betaal kan word, of soos wat baie keer al gebeur het in die verlede, die persoon kan sê wel, jy het my beledig omdat vanweë sê nou maar my seksuele oriëntasie, so ek wil jy moet R100,000 betaal aan 'n organisasie wat veg teen homofobie. Maar 'n ander kenner dink Suid-Afrikaners moet juis kan sê wat hulle wil, selfs al is dit rassisties. Ons is bekommerd oor die idee van 'n haatspraakklagte. Ek weet dit word geregverdig deur beide die grondwet en die gelykheidswet, maar ons dink mense moet baie versigtig wees. Vryheid van spraak is baie belangrik en teensy die haatspraakuitspraak nie 'n aanhitsing tot geweld is nie, dink ons dat mense moet sê wat hulle dink en wat hulle voel, en dat jy beledig voel of dat jou menswaardigheid geskend is nie noodwendige rede om 'n klagte in te dien nie. En as ons so aangaan met die aanhoudende getal klagtes van haatspraak, is die gevaar dat vryheid van spraak in die wiele gery gaan word. Ons is nou pas klaar met 'n nasionale meningspeiling. 'n Meerderheid glo nog steeds dat verhoudings tussen verskillende groepe beter is vandag as wat die geval was 20 jaar gelede. En ons gevoel in die peiling is dat die nasionale debat in die land nie presies ooreenstem met wat gewone mense op straat sê, as jy vir hulle vra wat hulle voel en wat hulle wil hê vir hulle toekoms in die land. En dis eintlik 'n baie gerusstellende en baie positiewe ding. 'n Professor wat betrokke is by die Hate Crimes Working Group en die Sielkundige Vereniging van Suid-Afrika stem egter nie met hom saam nie. Andersins as Frans Cronje se opmerking oor verhoudings tussen verskillende groepe wat verbeter, die navorsing waarna ek betrokke is, dat in die waarheid haatmisdaad is nogal, ek sal nie wil sê endemies nie, maar daar's genoegsame gevalle daarvan in hierdie land om mense tot kommer te stem. So haatmisdaad wetgewing is allerbelangrik. Ek glo wel dat haatspraak sekerlik nie net mense laat beledig voel of hulle menswaardigheid skend nie. Die sielkundige impak van haatspraak is iets wat ek dink nie genoegsame mense noodwendig verstaan nie. So, hoe voel jy oor haatspraak? Tweet by Netwerk 24 met die hitsmerk Top Stories of e-pos nuus by netwerk24.com.